Goeiedag en baie welkom by nog 'n digitale boodskap hier vanuit Mosselbaai uit ons moedergemeente en waarvan ons ook die woord van die Here kan verkondig op hierdie platform. Ons is 'n gemeente wat besig is en gaan loer gerus wat in die volgende paar weke ook vir ons lê en wag. Daar's 'n heerlike Kersmark op die oomblik aan die gang in die Klipkerk en dan is daar ook 'n Carols by Candlelight geleentheid op Sondag aan die 23ste Desember 5:30 vir 6:00. Jy kom, bring sommer vir jou 'n lekker piknikkombers, hier is ons kosstalletjies te koop en ons het 'n orkes wat vir ons lekker gaan begelei om saam Kersliedere te sing. Dit is die 23ste Desember. Vandag egter is dit die 3de Adventssondag, dan die Sondag van vreugde en hoe ons as gelowiges eintlik onsself moet kry om in vreugde ook teenoor hierdie lewe te leef. Nou, ons is nou in Desember natuurlik. En ek dink as baie van ons eerlik moet wees, dan is dit vir baie van ons nie noodwendig die vreugdevolste, die vrolikste tyd van die jaar nie. Vir sommige van ons huisgesin in Kluis, is dit eerste Kersfees sonder een van ons geliefdes. Ons is moeg van die werk, ons kom sommer geïrriteerd van die werk af, en die jaar het lank geword vir ons. Dalk is die geld op, dalk is die geduld pap. En dan sê ons vir onsself mos baie keer, maar volgende jaar gaan beter wees. Hier in ons agterkop het ons daai idee, nee, dat as ons net oor hierdie jaar kan kom, dan gaan dinge beter wees. Volgende jaar gaan ek meer geduld hê. Volgende jaar gaan ek beter kyk dalk na my finansies. Volgende jaar gaan ek meer tyd maak vir die goed wat regtig saak maak. Maar vandag wil ek met jou oor dit praat, bietjie van 'n ander kant af. Nie net oor volgende jaar nie, net oor wanneer dinge eendag gaan verander nie, maar oor die nou, oor die pad wat jy besig is om vandag te loop. Dalk is dit ook in moeilikheid, soos baie van ons, dalk ook in hopeloosheid, soos baie van ons. En hoe ons vreugde moet vind op hierdie pad wat ons stap. En wanneer jy die teks wat ons gaan lees praat van 'n woestyn waarin ons is, en waar jou pad dalk voel soos 'n woestyn. Lees saam met my hierdie gedeelte, dis in Jesaja 35 wat ons saam gaan lees. Ek gaan dit vandag wel vir ons uit die boodskap uitlees. Daar staan, in daardie dae sal selfs die woestyn 'n mooi plek wees. Dit sal oortrek wees met die mooiste blomme. Die woestyn sal vol groot groen bome wees, soos die wat op die Libanonberge groei. Daar sal wingerde groei, wat enige tyd net sulke goeie druiwe sal dra, soos die van die Karmel-omgewing, met landerye wat selfs vrugbaarder is as die van die Saronvlakte. Dit sal die Here se manier wees om sy invloed in hierdie wêreld te wys, sodat almal kan weet wie hy is. Hierdie nuus is bedoel om mense wat moedeloos geword het op te beer. En die wat voel dat hulle net nie verder kan nie, omdat alles te veel geword het, moed in te praat, sodat hulle met nuwe oë na die toekoms kan kyk. Gaan sê vir die wat bang is, hulle moet op die Here vertrou, en hulle nie oor alles bekommer nie. Die Here is op pad om hulle vyande die les van hulle lewe te leer, en wanneer hy daarmee klaar is, sal hy sy mense se omstandighede verander. Van die gevolge hiervan sal wees, dat blinde mense sal kan sien, en dat dowe mense sal kan hoor. Die verlamde mense wat weer kan loop, sal rondhuppel en spring soos wildsbokke. Mense wat voorheen stom was, sal sing van blydskap. Die woestyn sal 'n paradys word met volop fonteine en riviere. Die droë modderpanne wat so deur die son gebak is, dat alles verskroei en uitgedroog was, sal in woestynryke mere verander.
Oral sal fonteine uit die grond uit opborrel, waarby mense sou kan rus en water drink. Waar daar voorheen net sand en klippe was, waar die jakkalse hulle gate kon grawe en waar daar geen ander mens of dier gekom het nie, gaan die hele omgewing verander. Daar sal soveel water wees, dat daar watergras, riete en bissies sal groei. Daar sal 'n grondpad deur die gebied loop, wat voorheen 'n woestyn was. Hierdie pad is bedoel vir mense wat 'n verhouding met die Here het, en wat reg lewe. Mense wat God nie ernstig opneem nie, sal nooit die reg hê om hierdie pad te gebruik nie. Daar sal nie gevare op die pad wees nie, want die Here het dit spesiaal vir sy kinders gebou, sodat hulle veilig en maklik by hom kan uitkom. Hierdie kinders van wie daar gepraat word, is die mense wat deur die Here vrygekoop is van hulle ou slawe lewe. Hulle sal vrolik en opgeruimd met hierdie pad na Jerusalem toe terugkom. Hulle hartseer en swaar kry sal iets van die verlede wees. Wat 'n pragtige teks vir ons om oor te gesels. Maar kom ons wees eerlik oor die plek waar baie van ons onsself vandag bevind. Die Israeliete wat hierdie profesie van Jesaja ontvang het, was nie op 'n tropiese vakansie gewees nie. Hulle was in ballingskap gewees, hulle het alles verloor, hulle stad was plat, hulle tempel was verwoes gewees, en nou moet hulle terugloop vanuit die ballingskap uit, deur die woestyn, na hierdie platgeslaande, verwoeste stad van hulle toe, wat eintlik net 'n hoop pyn was. Dit was hulle werklikheid, 'n woestyn van teleurstelling. En jy? Waar is jou woestyn? Is dit dalk ook 'n woestyn van teleurstelling, as jy oor die lewe of oor die jaar reflekteer? Miskien is dit die finansiële druk wat net nie wil ophou nie. Miskien is dit 'n verhouding van jou wat nie so maklik is nie. Miskien is dit jou gesondheid wat net nie wil regkom nie. Miskien is dit net die diep moegheid van te veel verantwoordelikhede en te min hulp en te min tyd. En in daardie woestyn sê ons mos baie keer vir mekaar, eendag nog sal dinge verander. Wanneer ek meer geld het, gaan dinge beter werk. Wanneer die kinders eendag groot is, gaan ek nie so besig wees nie, dan gaan ek tyd hê vir myself. Wanneer ek eendag afgetree het, wanneer hierdie krisis verby is, dan sal ek gelukkig wees, dan sal ek vreugde hê. Maar die probleem is, kyk gou wat maak ons. Ons verwar geluk met vreugde. Nee? Daar's 'n gedig wat eenmaal op 'n treinstasie se muur gevind is. En dit het eintlik hoe ons hierdie lewe leef so mooi gesê. Dit sê, first I was dying to finish high school to start college. Then I was dying to finish college to start working. Then I was dying to marry and have children. Then I was dying for my children to grow old enough for school so I could return to work. Then I was dying to retire. And now I am dying. And I realize I forgot to live. Verstaan jy? Ons leef ons lewe deur en ons wag vir geluk om met ons te gebeur. Ons wag vir daardie oomblik wanneer alles perfek uitgewerk het. Maar daardie oomblik kom nooit nie. Want geluk is goeders wat met ons gebeur. Dit hang van omstandighede af. Dit hang van 'n goeie uitslag af. Of dit hang van 'n salaris wat verdubbel of inbetaal word of 'n verhoging af, 'n motor wat werk, 'n dag sonder krisisse vermy. Maar vreugde is nie iets wat met ons gebeur nie. Vreugde is nie 'n emosie wat afhang van hoe glad die pad vir my verloop het nie. Nee, vreugde is 'n ingesteldheid. Dis 'n manier waarmee ons kyk. Dis 'n bewustheid waarmee ons lewe. Die Franse filosoof Teilhard de Chardin het dit so perfek gesê. Hy het gesê, vreugde is die mees onfeilbare teken van die bewustheid van God se teenwoordigheid. Hoor mooi, vreugde is ons mees onfeilbare teken van die bewustheid van God se teenwoordigheid. Daar's jou antwoord. Vreugde kom wanneer jy besef God is hier, reg hier.
op hierdie pad wat ek moet loop, in hierdie woestyn, nou. Nou kom ons kyk na wat Jesaja 35 sê, hierdie vers 1 en 2 wat hy sê, in daardie dae sal selfs die woestyn 'n mooi plek wees. Dit sal oortrek wees met die mooiste blomme. Die woestyn sal vol groot groen bome wees, soos die wat op die Libanonberge groei. Dit sê, sal die Here se manier wees om sy invloed in hierdie wêreld te wys, sodat almal kan weet wie hy is. Dit laat my so dink aan die Namakolandse blomme wat mos so bekend is in ons land. As dit blomtyd is daar, dan ry mense van oral oor die land af om te gaan kyk, want dit is 'n wonder wat daar gebeur. In hierdie dorste land, in hierdie droogbare, in hierdie onvrugbare plek, word skielik 'n tapuit van kleur. Dis hierdie oranje en geel en pers en wit, so ver as wat jy met die oog kan sien. Dit gebeur, kyk mooi, nie omdat die grondtoestande verander het nie. Die grond is steeds dieselfde. Dit gebeur nie omdat die klimaat skielik verander het en dit ophou warm wees in die Namakoland nie. Nee, maar dit gebeur wanneer God eintlik betrokke raak en die reën gee en dan bars die lewe uit. En dit is presies wat God doen. Nie net daar in die natuur nie, maar in ons lewens. En dan sê hy daar in vers 3 en 4, hierdie nuus is bedoel om mense wat moedeloos geword het op te beer. Om die wat voel dat hulle nie verder kan nie, omdat alles te veel geword het, moed in te praat, sodat hulle met nuwe oë na die toekoms kan kyk. Gaan sê vir die mense wat bang is, hulle moet op die Here vertrou, en hulle nie oor alles bekommer nie. Die Here is op pad om sy mense se omstandighede, sê hy dan, te verander. Hoor jy dit? Die boodskap hieruit is vir mense wat moedeloos is, vir mense wat voel dat hulle kan net nie verder nie, vir mense wat bang is. Die boodskap is nie, hou net uit totdat dinge beter is en dan gaan jy beter voel nie. Nee, die boodskap hier is, God is hier. God is op pad. God is besig met ons. As 'n storie van 'n akteur, David Niven, wat vertel van Kersnag daar in 1939. Nou hy was 'n akteur gewees van Engeland en hy kom toe pas in 1939 terug in Engeland aan van Hollywood af en toe moes hy oorlog toe. En hy kom toe in beheer van 'n groep soldate wat glad nie gelukkig was omdat hulle nou 'n akteur gekry het om hulle leier te wees nie. En daar op ou Kersnag moes hulle toe in 'n vervalle ou stal deurbring. En die manne was opstandig oor waar hulle moet wees, hulle was gefrustreerd, hulle was ver van die huis af gewees op ou Kersnag. Maar dit was altyd Niven se gewoonte gewees om voor slaaptyd dan te kniel by sy bed en te bid. En daai aand het hy gewonder met hierdie klomp manskappe by hom, sal ek dit nou doen hier voor hulle? Hulle wat klaar nie van my hou nie. Ek wat dalk net hierdie, gaan dit vir hulle lyk of ek hierdie pretensieuse Hollywood man is. Maar toe dink hy aan Christus se koms na hierdie aarde toe. En in sy hart kon hy nie anders nie. Hy het toe gekniel daar en hy het saggies gebid. En eers het hy 'n bietjie gegrom in die kamer gehoor, maar toe word dit stil. En toe hy sy oë oopmaak, was elke man daar wat in die stal was op sy knieë. En toe sê Niven hierdie woorde, hy sê, dit sou nie die eerste keer wees dat God 'n stal binnekom en mense se harte geraak het met vreugde en vrede en samehorigheid nie. Sien? Die omstandighede het nie verander nie. Dit was steeds oorlog. Hulle moes steeds in 'n koue waarskynlik in 'n stal oornag. Dit was steeds Kersnag ver van die huis af. Maar God se teenwoordigheid daar het alles verander. En nou hier is die ding. Vreugde is nie iets soos geluk wat met jou gebeur nie. Vreugde is 'n kuns. Dis 'n keuse wat ons het in ons lewe. Dis 'n praktyk wat geleef moet word. Dit is 'n kuns om nie te fokus op wat jy het nie, maar op God wat met jou is. Paulus skryf mos daar in Filippense 4 vers 4, nee, wees altyd bly in die Here. Nogmaals sê ek vir jou, wees bly in wie? Die Here. Hê vreugde in hom. En dan moes 'n paar verse later sê hy, ek het geleer om tevrede te wees
in watter omstandighede ek myself ook al bevind. Filippense 4 vers 11. Hoor jy dit? Dit het hy geleer. Dit was nie outomaties nie. Dit was 'n praktyk by hom. En hoe leer ons dit? Deur bewustelik op 'n paar dinge te fokus. En ek wil vir jou wys hier uit om bewustelik op te fokus op 'n paar goed. Die eerste ding is God se teenwoordigheid wat jy oral moet raak sien. Hierdie vers 2 wat ons gelees het sê, dit sal die Here se manier wees om sy invloed in hierdie wêreld te wys sodat almal kan weet wie hy is. God wys homself, met ander woorde, elke dag in klein dinge. Dis waar hy is. En die vraag is, sien jy dit? 'n ander ding wat ek wil hê jy doelbewuslik moet doen, sê hy in vers 3, is om iets verander te doen eintlik, nê. Maak die slap hande sterk, versterk die wankerige knieë, praat hy van in daai vers. En dis interessant, want wanneer ons in 'n woestyn is, dan kom hy en gee vir ons die opdrag om ander te gaan bemoedig. En dis geheim. Daar's geen groter vreugde as om 'n verskil in iemand anders se lewe te gaan maak nie. Klein dinge, bewuste keuses om vir anders vreugde te bring. 'n ander ding wat kom uit hierdie teks uit is die gevolg eintlik van hierdie vreugde is om te sing. Nie het reg gehoor, sing. Hy sê in vers 10, hulle sal in Sion aankom met jubelkrete. Met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Die Israeliete het nie eers by Jerusalem aangekom voordat hulle begin sing het nie. Hulle het die pad deur die woestyn deur gesing. In hierdie woestyn terwyl hulle nog gestap het. En dis iets wat ons hoor hier. Dit herinner ons eintlik aan die waarheid wat groter is as ons omstandighede wanneer ons kies om van vreugde te sing. Victor Hugo het gesê, musiek, om te sing, poog om iets uit te druk wat nie in woorde gesê kan word nie, maar tog onmoontlik is om oor stil te bly. So, wanneer laas het jy van vreugde gesing? Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. 'n ander ding wat ek vir jou hier wil uitwys, is, ons het verlede Sondag mos gepraat oor vrede, en toe dink ek al oor, my kollega Dean wys dit vir my uit toe, en hy sê, maar is dit nie so dat ons eintlik net regtig vrede kan kry, wanneer ons besig is om vreugde te praktiseer nie? Deur met 'n ingesteldheid van vreugde te leef, wanneer jy God se teenwoordigheid raak sien, wanneer jy verander doen, wanneer jy sing van vreugde te midde van hierdie woestyn, dan kry jy vrede. Nie omdat die storm opgehou het nie, maar omdat jy leer om in die storm te dans. Jakobus 5 is die leesroosterteks vir vandag, en hy sê, wees geduldig broers en susters, tot die koms van die Here. Kyk hoe die boer wag op die kosbare vrug van die grond. Wees ook geduldig en sterk in julle harte, want die koms van die Here is naby. Die boer plant, en dan wag hy. En terwyl hy wag, dan ploeg hy. En dan trek hy onkruid uit, en dan versorg hy. Hy leef in die wagtydperk. So ook ons. Ons wag op God se finale verlossing. Ons wag op die dag, wanneer alle trane afgevee sal word. Wanneer alle mis van geliefdes wat weg is, sal volgemaak word. Maar intussen leef ons met vreugde, met hoop, met die sekerheid dat God besig is. Hier is 'n praktiese ding wat uitkom, daar in Jesaja 35 vers 8 tot 10. Hy sê, daar sal 'n groot pad deur die gebied loop, wat voorheen 'n woestyn was. Hierdie pad is bedoel vir die mense wat 'n verhouding met die Here het, wat reg lewe. Daar sal geen gevare op hierdie pad wees nie, want die Here het dit spesiaal vir sy kinders gebou, sodat hulle veilig en maklik by hom kan uitkom. En dan vers 10. Hierdie kinders sal vrolik en opgeruim met hierdie pad na Jerusalem toe terugkom. Hulle hartseer en swaar kry sal iets van die verlede wees. Dis die belofte.
Ons is op pad huis toe. En op hierdie pad is God besig met ons. Ja, steeds 'n woestyn. Ja, jou lewe is steeds moeilik, maar daar is 'n pad. En op hierdie pad bloei die woestyn. En op hierdie pad sing die mense van God wat in sy teenwoordigheid loop. Oscar Wilde het gesê, sommige mense bring vreugde wanneer hulle kom en ander mense bring vreugde wanneer hulle gaan. En ek wonder hoe wil jy onthou word? Want Jesaja 35 sê, nee, gelowiges moenie so wees wat net vreugde bring vir ander mense wanneer hulle kom, wat jy dalk lanklaas gesien het, of wanneer hulle gaan. Nee. Gelowiges bring vreugde waar ook al hulle gaan. Nie omdat hulle perfekte lewens het nie, nie omdat hulle geen probleme het nie, maar omdat hulle bewus is van God se teenwoordigheid. Paul Roderick het gesê, daar's net een vorm van godslasterlikheid. En dit is die weiering om vreugde te ervaar. Dit klink dalk hard, maar ek dink dit is op 'n manier nogal waar. Want wanneer ons weier om vreugde te hê, dan sê ons eintlik, God, U is nie genoeg vir my nie. U teenwoordigheid maak nie 'n verskil in my lewe nie. Maar die waarheid is, God is genoeg. Sy teenwoordigheid maak 'n verskil. So hier is die uitnodiging vir jou vandag. Uit hierdie 3de Adventssondag, die Sondag van vreugde. Stop om te wag vir geluk. Begin in vreugde leef. Stop om te sê, eendag as dinge verander het. Nee, begin om nou te sê, God is teenwoordig. Hy is hier, vandag, nou. Stop om in die woestyn vas te kyk. En begin om die blomme raak te sien wat reeds besig is om te groei. Hierdie 3 goeters. Raak bewus van God se teenwoordigheid. Al is dit net op een plek hierdie week. 'n oomblik wat jy kan vasvang en sê, Here, ek sien U hier. Gaan doen iets vir iemand anders. Al is dit iets klein. Al is dit 'n kaartjie wat jy stuur, of 'n boodskap, of 'n koffie. Bring vreugde vir ander waar jy gaan. En daai ding, sing met jou lewe 'n vreugde lied. Sing in die kar, sing in die stort, sing in die kerk, maak nie saak nie. Sing, al voel jy nie daarna nie. Want dit maak iets in ons hart om anders te kyk na hierdie lewe. Ons het hierdie pragtige tradisie in Bali van ander plekke, dat wanneer 'n baba gebore word, hulle die kind se voete vir die eerste 100 dae nie aan die grond laat raak nie. Want hulle sê, babas, mense, lewens, kom van die hemel af. En hulle sê, ons moet hierdie kind eers genoeg tyd en liefde gee, wanneer hy uit hierdie grootheid afkom aarde toe, om aan hierdie kleinheid van ons planeet aan te pas by. Wat 'n wonderlike herinnering is dit nie van wie ons is nie. Ons kom van die hemel af, ons is God se en ons is op pad terug huis toe. En op hierdie pad deur die woestyn, hoef ons nie te wag vir vreugde nie. Want die engel het dit mos vir die herders gesê. Ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir hierdie hele volk bedoel is. Nie eendagse blydskap nie. Nie net wanneer dinge regkom in my lewe nie. Vandag om met blydskap en vreugde te leef. Want God, Immanuel, is met ons. In ons. En daarom kan ons die lied van vreugde sing. Selfs in die woestyn. Veral in die woestyn. Maar kyk mooi. In die woestyn, sê hy, is daar 'n pad. En oral langs hierdie pad is blomme besig om op te spring en te bloei. Onthou dit. Kom ons bid saam. Here, ons kyk so baie met ons lewens vas in dit wat rondom ons is in die onmoontlikheid van omstandighede. En dan vergeet ons, Here, dat U reeds daar is. Maar niks van ons lewe, Here, is vir U 'n verrassing nie. U is reeds daar teenwoordig en U is besig met ons. En help ons, Here, om dit te kan raak sien. Oral waar ons kom, dat U besig is. Want dan, Here, dan kan ons met vreugde leef. Wanneer ons kyk vir ander en na U kyk, Here, dan loop dit uit ons van vreugde.
Nie om geluk na te jaag nie, nee, maar om in die voetspore van vreugde te leef. Laat die genade so groot met ons wees. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het vandag en vir almal wat ons bediening hier in Mosselbaai so getrou ook ondersteun. Mag die Here ook hierdie week saam met jou 'n vreugdepad loop. Totsiens.